Baie dankie dat ek weer met u 'n paar oomblikke kan deel met die saak van geestelike oorlogvoering. Ek by ons vorige opname 'n bietjie gepraat oor vestings en gepraat oor skadubeelde en tipes en dies meer. En ek wil vandag so 'n bietjie verder gaan met dit as u my sal vergun. Jy weet, skadubeelde, as ons vat nou die land Kanaan, waar die volk vir julle gee, vir die Here 'n beloofde land gee, sê ek gee dit vir julle. Maar julle moet die land in besit neem. Nou Kanaan praat nie van die hemel nie. Want as Kanaan van die hemel sou praat, beteken ons moet in die hiernamaals in die hemel eers vestings gaan inneem, Jericho gaan moet inval en Ai en al die stede van daardie volke. So hy praat eintlik van die geesteswêreld, dat die Here, die Kanaan wat die Here hier vir die volk gee, is 'n skadubeeld vir ons bedien, is dat ons, wanneer ons tot bekering kom en gered word en wedergebore deelagtig word, lê daar vir ons 'n geestelike wêreld, 'n geestelike ryk om in besit te neem. Maar in hierdie geestesryk is daar geweldig baie vestings van die vyand. En dis daardie vestings wat maak dat daar 'n gedurende geveg sal wees. Nie een van ons gaan ooit by die punt kom wat ons kan sê, halleluja, ek het nou al die vestings in my lewe neergewerp, ek is nou vry, ek is nou daar. Dit sal altyd bly. Kanaan het altyd maar sy gevegte gehad, tot vandag in die moderne eeu van 2025 na Christus. Is nog steeds Israel nog steeds aan die gang, en die gevegte is nog steeds daar. Maar ek wil vir u sê dat die geestelike oorlogvoering is nie altyd baie maklik nie, en is nie baie aangenaam nie. Wie die grootste fout wat Israel kon maak, is toe hulle nou in Kanaan instap en op die mees onortodokse wyse Jericho inneem en daar oorwinning behaal. En trouwens, ek dink die mense wat daardie dag of daardie paar dae, 7 dae om die stad gestap het seker al begin murmureer en begin kla oor Moses. Waarheen lei hulle ons nou? Waarheen lei Joshua ons nou? Wat gaan nou aan? Wat is besig om te gebeur? Hoekom het Moses ons uit Egipteland uitgevat? Dit was beter daar. Nou stap hy hier om die stad en daar gebeur niks nie. En die 7de dag kom die Here en sê vir Joshua, nou moet julle 7 keer om die stad stap en dan moet julle blaas en skreeu en die stad se mure val ineen. Nou, vir hulle was dit 'n geweldige oorwinning. En daar is baie van hierdie soort van vestings in kinders van die Here se lewe wat maak dat mens 'n geweldige stryd het om dit te oorwin. Jy kan sê, ja, maar my sonde is vergewe, ek is gewas in die bloed van die lam, ek aanvaar dit en ek weet dit is so, die bloed van Jesus reinig van alle ongeregtigheid. Maar vestings in mense se lewens is sterkpunte van die vyand wat jou lewe wil regeer en verhinder dat jy die heerlike koninkrykslewe wat God vir ons gee, in besit kan neem. Toe kom hulle nou daar uit Jericho, kom Achan, en hy vat nou van die bangoed. Hy vat 'n bietjie van die Jericho saam. Ek dink, dis kosbaar, ek wil dit nie los nie, ek gaan dit nie agterlaat nie, dis dan maar baie werd vir my. En hy vat dit saam, en toe by die volgende stad uitkom, toe maak dit dat daardie bangoed wat Achan saamgevat het, wat hy gevat het uit Jericho se val uit, en hy kom by Ai, en dit maak dat Ai hulle groot stryd gee, en hulle kon die stad nie oorwin nie. Inteendeel, die stad het hulle eintlik in die skande gesteek. En net so is dit met geestelike oorlogvoering. As mens oor iets in jou lewe oorwinning gekry het, as jy besluit, ek gaan my lewe vir die Here gee, ek gaan nou die Here dien, met my hele hart, my hele wese, my hele lewe, ek gaan die Here dien. En jy hou van die ou goed bietjie terug, daar's 'n paar goedjies wat jy wil terughou. Sê jong, dis dan, ek weet nie of dit net maar die hemel sal uithou nie. Dit gaan nie altyd net oor die hemel nie.
dit gaan oor 'n belofte land, 'n oorwinningsland, 'n geestesrealm, 'n oorwinning in besit te kan neem. En solank as jy van die ou goed waarvan jy bangoed saamvat, die goed wat jy reeds oorwin het, jy het reeds jou hart vir die Here gegee, en jy het laat doop, en jy is dalk gedoop in die Heilige Gees, waarskynlik, en nou loop jy die pad, maar daar is goed wat jy so saam met jou dra van die verlede, jy wil nie dit los, iemand is vir jou kosbaar. As baie goed, ek kan nou nie 'n lys maak van goed en vir jou sê, jy mag nie dit vat nie, jy mag nie dit doen nie, mag nie dit doen nie. Ek wil net vir u sê dat, om goed saam te dra, van dit waarvan jy oorwinning gekry het, moenie dit saam dra nie. Jy weet, Jerigo het geval, nadat die volk in gehoorsaamheid aan die Here, om daar die stad gestap het. En dit was vir daardie mense die eienaardigste manier van 'n stad in besit te neem, maar dit was God se manier. En as ek en u in die Gees kan staan op God se manier, dan kan ons vestings neerwerp. Nee, ek kan nie jou vesting neerwerp nie. Elkeen van ons het elkeen ons eie vesting om neer te werp. Elkeen van ons het ons eie hakplekke in die lewe waaroor ons oorwinning moet kry. En nou sê baie mense, ag pastoor, ek wag nog dat die Here my verlos. Die Here het my nog nie verlos nie. Mense, wat ek vandag vir u sê, die Here kan jou nie verlos van jou wil nie. Jy moet 'n wilsbesluit neem. Ek wil oor hierdie saak oorwinning hê. Daardie wil en daardie besluit, dis 'n tipe van geestelike oorlogvoering in jou eie lewe. Sê, ek wil nie meer gehoorsaam wees aan die vyand nie. Kan ek net maar 1 of 2 voorbeelde noem? Ek wil nou nie dit op iemand se kop aflaai nie. As ek nou gerook het, dan sê ek, my broer, suster, wil jy nie maar die rokery los nie? Sê, o, pastoor, ek weet nie, die Here het my nog nie verlos nie. Weet jy wat? Dis nie die Here wat jy moet verlos nie. Dis jy wat wil sê, ek wil nie meer 'n slaaf wees van die vyand nie. Ek wil nie meer hê dat iets my lewe moet beheer en oorheers nie. Ek wil dit nie meer doen nie. Daardie besluit maak dat jy moet vasstaan, en dit is nie maklik nie, Ek het in 1970 op 'n keer gekom, op 'n Sondagoggend, die 7de van Junie, en in die banke gesit, en dadelik besluit, ek gaan nie meer rook nie. Ek wil nie meer rook nie. Ek wil nie meer drink nie, ek wil nie meer vloek nie. En dit was moeilik om daai sigarette te wen. Ek het by 'n tannie geloseer, en ek het my sigarette by die klavier neergesit. Dus sê vir my, jy kan nie dit daar neersit nie, hy gaan jou verlyk. Sê nee, ek sal hom wen, ek gaan hom daar in sy oë kyk en ek gaan hom wen. En die Here het my die krag van sy Gees gegee om dit reg te kry. Vir my was die sigarette op die klavier, soos wat dit was vir die volk om rondom Jerigo te loop. Kyk hom in die oë en sê, ek sal nie meer aan jou gehoorsaam wees nie. Ek sal nie dat jy my lewe beheer nie. Weet jy wat sê die woord hier in Kolossense 2 vers 20 en 21? Hy sê, as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge, soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? So Galasiërs 4:19 ook sê, my kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle gestalte verkry. Paulus bid, dit is 'n aardige gebed. Hy is in barensnood. 'n Man weet nie wat is barensnood nie. Ek weet nie of hy geweet het nie, maar ek weet nie wat is barensnood nie. Die dames kan ons beter uithelp met dit. Dis skynbaar en blykbaar nie 'n maklike pad om te gaan nie. Dis seker die moeilikste vir 'n vrou, daai stukkie met die baar van 'n babatjie is nie maklikste nie. Maar hy sê, dis hoe hy voel. Hy voel die pyn in sy eie liggaam. Hoe hy bekommerd is oor dat mense nie die gestalte van Christus kry nie, want daar's goed wat in hulle lewe dit weerstaan. Daar's goed wat in hulle lewe dit weerhou en maak dat Christus nie in hulle lewe gestalte kan verkry nie. En daardie dinge wat in die pad staan, dis in my persoonlike en in u persoonlike lewe die grootste vorm van geestelike oorlogvoering waar dit die grootste van belang is om in my lewe en in u lewe daardie vestings te kan oorwin.
Daardie oorlogvoering maak dat jy oorwinnaar word of jy bly een wat die verloorder is. En ek glo nie dat die Here wil hê ons moet verloorders wees nie. En daarom gee die Here vir ons 'n skrif in 2 Korintiërs 10, die 4de vers. Hy sê, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Is kragtig deur God om vestings neer. Die Here gee vir ons die krag deur sy gees en deur die skrifte, gee vir ons 'n wapenrusting. Ek het maar daarvan gelees ook in Efesiërs 6. Ek hoor nou die dag iemand wat by ons kom besoek het, hy vertel hoe hy voel oor sy klere drag, hy het kerkklere, en soos die hoëpriester sy hoëpriesterskleed moes uittrek, as hy nou sy diens gedoen het, hy mag nie daarmee in openbaar geloop het nie, so maak hy met sy kerkklere, hy trek sy klere uit by die huis kom, dis sy kerkklere. En hy sê dan, na alles gedoen, dan trek hy sy wapenrusting aan. Ek wil vandag vir u sê, jy kan nie jou wapenrusting aantrek en uittrek na willekeur nie. Wanneer trek jy dit uit, as jy elke dag dit moet aantrek? Wapenrusting is iets wat jy aantrek, dit is 'n lewenswyse. Dis wanneer jy besluit, ek wil die wapen wat God my gee. Die wapens is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, soos 2 Korintiërs 10 vers 4 sê. Dis wapens wat God jou in die woord gee en deur die gees, om daardie wil wat in jou so dwarstrek te kan oorwin. Dis die grootste oorwinning wat daar in 'n mens se lewe kan kom, is wanneer ek my wil kan onderwerp aan die wil van God. Nie meer aan die wil van die vlees nie, of die wil van die vyand nie, maar my kan onderwerp aan die wil van God. Nou, vir vandag is dit nou die eerste gedeelte wat ek kan doen, en ek vertrou dat u daar iets kon leer, en ek bid dat u verder sal gaan, en dit saam met ons die pad sal loop. Baie dankie, tot dan toe, vrede vir u.